Sedert 2016 het nie een van Tshwane se 6 burgemeesters in hierdie tyd hulle volle 5 jaar termyn voltooi nie. Is dit dan enige wonder dat die inwoners van die stad onder swak dienslewering gebuk gaan? Dit is regtig 'n baie groot probleem dat geen straatligte amper hier sou werk nie. En party van die straatligte werk in die dag, maar glad nie in die nag nie. Ons almal is in 'n riool gedomp hierso met Tshwane se diens. Ons kry geen dienslewering nie. Jy moet swat en smeek. Ons het potholes, ons het straatligte wat uit is, ons het seweragepype wat oorloop wat jy aanmeld en dan vat hulle 4-5 weke voordat hulle rapporteer op dit. We are not where we're supposed to be in terms of adhering to norms and standards. So the straightforward answer, which is systematic, that the institution must do, is that we must improve our turnaround times to adhere to the approved norms and standards. Die DA se ondervoorsitter in Pretoria Noord, Raymond Ditsie, blameer die huidige koalisieooreenkoms tussen Action SA, die EFF, die ANC en Good vir die stand van sake. En dis hoekom ons kry die punishment dat ons as nie hulle mense, hulle mense, hulle gee diens eers vir hulle mense, nie vir ons nie. Moya ontken dat die koalisie slegs inwoners bedien wat vir 'n sekere party gestem het. The intention on our side is that we must serve all communities. I don't think it would be good for us to have a community that feels punished. Pretoria Noord se inwoners het al so ver gegaan om plante in die slaggate te plant en video's te maak van hoe reënwater styg omdat die stormwaterdreine verstop is. Hulle doen dit met die hoop dat diensleweringsprobleme opgelos sal word. Moya erken dit soms moeilik om te bepaal wie of wat voorkeur moet kry. When you have to prioritize, you have to think, so yes, I understand there are potholes in Pretoria East. If you have 50 rand, do you put it in Winterveld or you put it? And we need to get to a point where it doesn't have to be that way, that each community get the services that is required for that community. But in the next 12 months, we should be able to take stock. In die informele nedersetting, Olivenhout Bosch in Centurion, blyk dienslewering net so power te wees. Die ANC-raadslid Kenneth Masha meen egter die vorige DA-geleide administrasie van Tshwane het die gebied nog meer verwaarloos. The maintenance of streetlights has since substantially picked up. A lot more still needs to be done, but I will say that myself as a councillor in the area and residents, we can see the difference that is happening currently now. Die nasionale voorsitter van Action SA, Michael Beaumont, het al beweer sy party se burgemeester het die finansiële probleme en swak dienslewering van die DA geërf. Die DA se caucusleier en voormalige burgemeester Silje Brink ontken dit. Hy sê Action SA was deel van die probleem selfs terwyl hy in die warm stoel was. Tot op die einde van hulle deelname in hierdie koalisie in die Tshwane Metro het hulle in Kwadertrou opgetree, waar hulle toe na die ANC toe gegaan het om beheer te kry van die burgemeesters kantoor. So hulle het geen geloofwaardigheid. Kom ons wees net seker daaroor. Herman Mashaba is 'n leienaar. Hulle tree in absolute Kwadertrou op. Hulle is chaosmakers. En hopelik vir die land en die stad word hulle absoluut uitgevee by die volgende verkiesing. Brink glo Tshwane kan slegs gered word indien daar orde uit die koalisie chaos geskep word. Hy meen partye met werkbare agendas en 'n visie vir die toekoms is nodig om Tshwane weer op sy voete te kry.